Jy is nou ingeskakel by die oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Baie hartlik welkom, liewe vriende, vanmôre by ons stil word oomblikke saam met God. Mag die Here vanmôre ons harte open vir sy woord en in ons harte werk deur sy Heilige Gees. Ek is Dominee Adriaan Swart. Dankie dat u vanmôre by ons inskakel. Ons gaan verder met ons reeks uit die boek van Openbaring en vanmôre lees ons saam Openbaring 20 vers 11 tot 15. Toe het ek 'n groot wit troon gesien, en die een wat daarop sit. Die aarde en die hemel het voor hom pad gegee, en daar was nie meer plek vir hulle nie. Ek het die dooies, groot en klein, voor die troon sien staan, en die boeke is oopgemaak. Daar is ook 'n ander boek oopgemaak. Dit is die boek van die lewe. Die dooies is toe geoordeel volgens wat daar in die boeke geskrywe staan, oor alles wat hulle gedoen het. Die see het die dooies teruggegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dooies teruggegee wat in hulle was, en oor elkeen is geoordeel volgens wat hy gedoen het. Toe is die dood en die doderyk in die vuurpoel gegooi. Dit is die tweede dood, die vuurpoel. As daar gevind is dat iemand se naam nie in die boek van die lewe geskrywe staan nie, is hy in die vuurpoel gegooi. Broeder en suster, ons is by die heel laaste oordeel. Johannes het 'n groot wit troon gesien, en die een wat daarop sit. Dit is Jesus Christus, die Seun van God. Ons lees dat die aarde en die hemel voor hom pad gegee het, en daar was nie meer plek vir hulle nie. Verder het Johannes al die dooies voor die troon sien staan, groot en klein. En toe is die boeke oopgemaak. Dit is nou die finale oordeelsbekendmaking. Eers kom die regverdiges aan die beurt, en daarna die goddeloses. Deur die bekendmaking, geliefdes, bring God die mense geskiedenis finaal tot 'n einde. God en sy Seun is betrokke by die finale oordeelsaankondiging. Die wit kleur bevestig goddelike heiligheid en integriteit, en daarom ook goddelike regverdigheid. Almal wat in Jesus Christus geglo het, hulle word gered. Die getuienis van die lam is alles bepalend in die finale bekendmaking van God se oordeel. Ja, daar vind nie weer van vooraf 'n oordeel plaas nie. Slegs die bekendmaking van God se oordeel wat in Jesus Christus gevel is. Kinders van die Here word nie hier geoordeel nie. Want in Johannes 5 vers 22 lees ons, self veroordeel die Vader niemand nie, maar die oordeel het hy geheel en al aan die Seun oorgelaat. En dan sê 1 Johannes hoofstuk 5 ook, wie die Seun het die lewe en is reeds geoordeel. Daarom verwag kinders van die Here by hierdie geleentheid net die woorde, goeie en getroue dienskneg, gaan in die vreugde van my Heer. Daarna kom die goddeloses aan die beurt. Die dood en die doderyk word in die vuurpoel gegooi. Die eerste dood word as die fisieke dood beskou, en die tweede dood as die ewige straf in die vuurpoel of die hel. Die goddeloses het verseker goeie en slegte dade gedoen, net soos die gelowiges. Die aanvaarding van die betekenis van Golgotha ontbreek egter in hulle lewens. Daarom lees ons in vers 15 dat hulle name nie in die boek van die lewe opgeteken is nie. Daarom is hulle finale bestemming die ewige vuurpoel en die ewige straf, die finale bestemming van alle goddeloses. As gelowiges, broeder en suster, hoef ons dus nie die voltrekking van God se oordeel te vrees nie, maar kan ons juig
omdat ons name deur Jesus Christus se dood vir ewig in die hemelse register opgeteken is. Elkeen wat in hom glo, sal nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe ontvang. Sy naam is op ons voorkoppe ingegrafeer. Ons is vrygekoop deur die kosbare bloed van Christus en deur die geloof in hom word ons vrygespreek en word ons uit genade gered. Daarom sien ons uit na die ewige heerlikheid saam met God tot in alle ewigheid. Môre broeder en suster, begin ons met hoofstuk 21 en gaan ons kyk wat Johannes in die nuwe hemel en die nuwe aarde gesien het. Kom ons bid saam. Dierbare Here, baie dankie vir 'n nuwe dag wat ons uit genade uit U hand ontvang. 'n Dag waarin ons kan lewe tot U eer. Ons prys U, ons aanbid U en ons eer U, omdat U ons God en Vader is. Dankie dat ons 'n mooi toekoms saam met U het en dat Jesus Christus die volmaakte prys betaal het, sodat ons vrygespreek kan wees. Bevestig U woord in ons harte deur die Heilige Gees. Sterk ons in die geloof en help ons ook om in hierdie dag te lewe tot U eer in gehoorsaamheid aan U alleen. Ons vra dit alles, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar in Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag vir u.